Ek groet julle geliefdes. Ons luister vandag na die fees van eerstelinge en daarvoor lees ons Levitikus 23 verse 9 tot 14. Die Here het vir Moses gesê, praat met die Israeliete en sê vir hulle, wanneer julle in die land kom wat ek vir julle gaan gee en julle die graanoes insamel, moet julle die eerste gerf van julle graanoes na die priester bring. Hy moet die gerf voor die Here aanbied, dat dit tot julle voordeel strek. Op die dag na die Sabbat moet die priester dit aanbied. Op die dag wanneer julle die gerf aanbied, moet julle 'n jaar oud lam sonder gebrek as brandoffer vir die Here bring. Met die bepaalde graanoffer van 2/10 van 'n eva gesifte meel met olyfolie gemeng, as 'n offergawe aan die Here, 'n geurende offer, asook die bepaalde drankoffer van 'n kwart hin wyn. Brood en geroosterde en vars graan mag julle nie tot op daardie bepaalde dag eet nie, totdat julle die offer vir julle God gebring het. Dit is 'n vaste voorskrif wat vir altyd vir julle nageslagte geld, waar julle ook al woon. Dit was Levitikus 23 verse 9 tot 14 uit die woord van die Here. Vir die volk Israel het elke nuwe jaar met feesvieringe begin. 3 feeste is in die eerste maand gevier. Ons weet reeds dat die Pasga op die 14de dag van die maand gevier is. Die fees van ongesuurde brood het die volgende dag begin en tot die 21ste dag van die maand geduur. Die derde fees, die fees van eerstelinge, is dieselfde tyd as die fees van ongesuurde brood gevier. Maar die fees van eerstelinge is net vir 1 dag gevier. Dit is gevier op die dag na die Sabbat. Dit was 'n Sondag. Om die fees van eerstelinge te vier, moes 'n Israeliet van sy ryp graan afsny. Hy moes hierdie gerfgraan na die priester bring. Die priester het dan hierdie gerf vir die Here aangebied, deur dit voor die altaar te heen en weer te beweeg. God se volk is nie toegelaat om enige van hul graan te oes, voordat hierdie fees gevier is nie. Hulle moes hul heel eerste graan aan God gee. Op hierdie manier het God vir hulle gewys dat die hele oes aan hom behoort. Deur hul eerstelinge aan hom te gee, het hulle gewys dat hulle hom vertrou om die hele oes te voorsien. Saam met die eerste graan het die Israeliete ook brandoffers, graanoffers en drankoffers gebring. So het hulle gewys dat hul hele lewens aan God gee. Hulle het volkome op hom vertrou, nie net vir die oes nie, maar vir alles wat hulle nodig het. Hulle het geweet dat hulle net 'n oes en kos het, omdat God vir hulle sorg. Ja, hulle het op die lande gewerk, maar hulle het nie die mag gehad om reën te bring of die graan te laat groei nie. Elke oes behoort aan God. Elke maaltyd is 'n geskenk uit sy hand. Deur hul eerste graan aan God te bring, het die Israeliete bely dat God die verskaffer is van alles wat hulle het. Hulle het ook gewys dat hulle God vertrou om aanhou te voorsien. Die Israeliete het oor elke oes gejubel, maar hulle het ook uitgesien na 'n groter oes wat sou kom. Daardie groter oes is die koninkryk van God. En die koninkryk van God sal selfs die woestyn hom verheug en blom. Selfs uitgedorde grond sal 'n vleiland word. Jesaja 35 vers 1 en 7. Daar sal oorvloedige kos en oorvloedige vreugde wees, want God self sal by sy volk woon. Die fees van eerstelinge het God se volk daaraan herinner dat die groter oes ook aan hom behoort. Hy is die een wat sy koninkryk sal bring. Hulle kan hom vertrou om dit te doen, want hy het dit beloof. Vertrou God en hoop op sy beloftes. Dit is die boodskap van die fees van eerstelinge. As Nuwe Testament gelowiges leef ons in die eindtyd. Hebreërs 1 vers 2. Net soos God se volk in die Ou Testament, wag ons nog vir God se koninkryk om te kom. Maar ons leef in 'n tyd waarin God se koninkryk enige oomblik kan kom. En ons weet dit kom binnekort. Hoe weet ons dit? Omdat God vir ons die eerstelinge van sy koninkryk gegee het. Die eerstelinge van sy koninkryk is die opgestane Jesus Christus, die Heilige Gees wat in God se volk woon en die kerk. Kom ons kyk na elkeen van hierdie eerstelinge. Eerstens die opgestane Jesus Christus.
Jesus het op die Pasga Vrydag gesterf, op die Saterdag, die Sabbat, het hy in sy graf gerus. Dit was die dag waarop die fees van ongesuurde brood begin het. Maar op Sondag, die dag na die Sabbat, het Jesus opgestaan. Dit beteken hy het op die fees van eerstelinge opgestaan. God het dit so beplan om sy volk te wys dat Jesus hulle eersteling is. En dit lees ons duidelik in 1 Korintiërs 15 vers 20. Daar skryf Paulus, maar nou Christus is opgewek uit die dood, die eersteling van die ontslapenis. Wanneer Paulus van die ontslapenis praat, bedoel hy al God se mense wat reeds gesterf het. As God se volk wag ons nog op die dag wanneer ons liggame uit die graf opgewek sal word, sodat ons vir ewig in God se koninkryk kan leef. Hoe kan ons seker wees dat ons liggame opgewek sal word? Ons kan na Christus se opstanding kyk. Hy is die eersteling en sy volk is die volle oes. Hy is uit die dood opgewek en daarom kan ons seker wees dat ons, sy volk, ook uit die dood opgewek sal word. Tweedens, die Heilige Gees wat in God se volk woon. Die lewe in hierdie wêreld is nie maklik nie, maar eendag sal ons saam met God in 'n volmaakte wêreld leef. Hoe kan ons hiervan seker wees? Omdat God reeds deur sy Gees by ons kom woon het. Die Gees is die eersteling van die lewe wat ons eendag ten volle sal geniet. Romeine 8 vers 23. Die Gees gee ons reeds 'n voorsmaak van God se koninkryk. Dit help ons om die liefde, vrede, vreugde en troos van die koninkryk te ervaar. Hy help ons om ook in heiligheid te groei, sodat ons gereed sal wees wanneer sy koninkryk kom. En derdens, die kerk. In Christus en deur die Heilige Gees word die kerk ook eerstelinge van God se oes. Onthou, die kerk is die gelowiges, dis ek en jy. As Christene kan ons kyk na God se werk in ons eie lewens. Ons kan kyk na die mense in ons gemeentes, hoe hulle in heiligheid groei en hoe God hulle in alle situasies versterk. Ons kan kyk na gelowiges in die verlede, hoe hulle God vertrou het ten spyte van swaar kry en hoe God hulle deur alles heen bewaar het. Wanneer ons al hierdie dinge sien, kan ons vertrou dat God se volle oes gaan kom. Ons kry wel soms swaar, ons gemeentes kry swaar. Ons het baie sondes om te oorwin. Maar ons kan met hoop leef, want God sal nie sy oes verlaat nie. Hy sal die goeie werk voltooi wat hy in ons begin het. Soos Psalm 126 vers 5 en 6 sê, die wat met trane saai, sal met jubelkrete maai. Die draer van die saadsak wat loop en huil, sal beslis terugkom met jubelkrete terwyl hy sy gerwe dra. God se koninkryk gaan binnekort kom. Ons kan seker wees daarvan, want hy het reeds vir ons die eerstelinge van sy koninkryk gegee. Die opgestane Christus, die Heilige Gees wat in ons woon en die kerk. Laat ons geduldig wag dat God sy beloftes vervul. Laat ons hom met ons lewens vertrou, net soos die Israeliete gedoen het toe hulle vir hom die eerstelinge van hulle oes gebring het. Kom ons bid saam. Here onse God, ons dankie dat ons kan kyk na Jesus Christus as die eersteling van die opstanding en dat ons vorentoe kan kyk na ons eie opstanding uit die dood. Dankie vir die Heilige Gees waardeur ons 'n voorsmaak het van u koninkryk en dankie vir u kerk waarvan ons nou reeds deel kan wees. Ons vra dat u kerk sal seën ons as gemeente, seën u kerk in hierdie land, elke plaaslike gemeente, seën ook die kerk wêreldwyd, dat ons 'n lig in die wêreld sal wees, wat hoop bring in 'n wêreld wat hopeloos is. Ons bid vir ons huisgesinne, ons bid vir ons huwelike en ons kinders, wil u tog ons bewaar in 'n wêreld wat vol verleiding is, en dat ons u sal ken en sal dien en sal lief hê. Ons bid hierdie dinge in die naam van Jesus Christus, ons koning en ons verlosser. Amen.